musiek. Lord, here I am. You have all I need. Take the world. You are all I need. Find me at the feet of Jesus. Savior, find me with my heart bowed down. Find me on my knees. Ja, dankie Here dat ons by u voete vanaand sit en ons wil werklik kom en Here, hierdie woord wat u wil release in mense se hart en lewens, Here, ek wil bid dat u woord mense sal aanraak en mense sal verander. Kom ons sluit die oë. Here, vanaand praat ek oor 'n Maria, 'n vrou wat die blye boodskap verkondig het. En ja, Here, u het gekom in haar lewe in, het haar vrygemaak, het haar losgemaak en sy het Jesus gevolg. Daai verandering in haar lewe het die gevolg gehad dat sy u geken het en dat sy u gevolg het. Here, kan ons ook soos 'n Maria wees. En Here, wat vir my uitstaan, dat u 'n vrou gekies het, Here, om u opstanningsboodskap te gaan verkondig. Het heel eerste aan haar verskyn en sy moes gaan vertel het aan die disippels en dat sy Jesus gesien het en dat hy opgestaan het. En vandag weet ons, Here, u leef tot in alle ewigheid. En Here, dankie dat ons hierdie woord kan oopbreek vanaand, want u is die brood van die lewe. Ek wil bid dat u woord mense se lewens sal verander en sal begin leef soos wat God wil hê ons moet leef. Amen. Nou Maria, wat so interessant is, hierdie gedeelte Markus 16:9 wat vir my uitstaan. Na Jesus se opstanding vroeg die Sondagmôre het hy heel eerste aan Maria Magdalena verskyn, uit wie hy van tevore 7 duiwels uitgedryf het, sê die woord. Werklik, as die Here in 'n mens se lewens inkom, dan begin hy ons en hy verander ons, en dis wat hy met 'n Maria gedoen het. Daar was verandering in 'n Maria se lewe, nadat sy by Jesus uitgekom het, hy het haar vrygemaak, hy het haar losgemaak. Hierdie vrou, wat die woord praat van 7 duiwels wat in haar was, het hy bevry en sy word 'n dinamiese volgeling. Sy word 'n getuie vir die naam en die saak van die Here. Dan wil ek jou vanaand aanmoedig, Here, mag mense die Heilige Gees in hulle lewens toelaat. Here, verander hulle lewens totaal en al, en dat hulle kragtige getuies sal wees vir die naam en saak van die Here. Ek weet nie, maar ons kies Jesus. Ons kies om Jesus te volg. Here, as daar so verandering in ons lewens plaasgevind het, dan kan ons niks anders doen as om te sit by die voete van Jesus en werklik Jesus te volg nie. Ons sal Jesus kies 'n vrou, wat interessant is, waar hy het 7 bose geeste uitdryf, en hy verskyn aan 'n Maria, en hy sê vir haar, om vir die disippels te gaan sê, dat hy opgestaan het, gaan vertel aan hulle, gaan dra aan hulle die goeie nuus mee, dat ek opgestaan het, die graf is leeg, en ek leef tot in alle ewigheid. Een ding weet ons, die Here die graf, die dood en die hel oorwin. En Here, u is vandag 'n werklikheid deur u Heilige Gees. U wil mense aanraak, u wil mense vul met u Heilige Gees en met u liefde. U het dit vir 'n Maria gedoen. En Here, ek wil werklik bid dat u in mense se lewens inkom en hulle lewens totaal en al sal verander, want dis wat u met 'n Maria gedoen het. Maria word ook die eerste getuie, ooggetuie, om te getuig dat Jesus opgestaan het. En die Here sê vir haar, dat sy moet aan die disippels gaan sê, dat sy Jesus gesien het, en alles om hulle te vertel, dit wat hy met haar meegedeel het, sê die woord in Johannes 20:18. Jesus ken jou op die naam, hy weet alles van jou af, hy wil graag hê, dat jy sy
getuie sal wees hier op aarde en ons moet getuig, ons moet praat oor dit wat die Here daagliks in ons lewens doen, dit wat hy vir ons beteken. Ek weet nie, maar ek staan hier met 'n dankbare hart en as ek oor my lewe moet praat en getuig, dan kan ons praat oor wonderwerk op wonderwerk in ons lewens en ja, dis wat die Here wil hê ons moet doen. Hy kom in ons lewens, hy verander ons sodat ons kan getuig rakende Jesus. Ons almal het een of ander getuienis. Daar was 'n dag wat jy 'n ontmoeting met die Here gehad het en hoe jy by die Here uitgekom het en hoe jy 'n wedergeboorte ervaar het en ja, ons kan net dit vir mense kan getuig en vir hulle sê, weet jy man, Jesus het jou oneindig lief. Kom ons na so 'n ontmoeting met die Here, kom ons volg Jesus soos 'n Maria, 'n vrou wat werklik vrygemaak was en sy word 'n disipel van Jesus. Sy spel haar dankbaarheid uit, hoe Jesus in haar hele lewe uitkom en ons kyk en ons sien in die woord hoe sy altyd naby Jesus was. Vir die res van haar lewe het sy naby Jesus gebly. En ons besef vandag, sy het naby Jesus gebly omdat sy besef, Jesus is sterker as die duiwel. Hy wat in jou is groter as hy wat in die wêreld is. Ek wil vandag vir jou sê, die duiwel is nog vandag op soek na mense wat hy wil oorrompel. Die woord sê, hy loop rond soos 'n brullende leeu, kyk wie hy kan verslind. Maar ek wil vir jou sê, kom ons bly onder hy wolk van heerlikheid. Kom ons bly onder God se beskerming. Een ding wat vir my uitgestaan het hier in Maria, nadat sy by die Here uitgekom het, het sy naby die Here gebly en sy het Jesus gevolg. En ek dink dit was haar behoud in die lewe. Ek sal vir jou sê, as jy nie naby Jesus nie is, as 'n oop teiken, as jy nie in God se wil leef en sy wil doen nie en daagliks daarin wandel nie, dan is jy 'n oop teiken vir die vyand. Here, dankie dat U vir ons toehou onder die kosbare bloed. U bewaar ons, U beskerm ons. En ons wil bly by die voete van Jesus, net soos Maria. Kom ons leef ook voluit vir die Here. As ons kyk hoe sy by die kruis was, hoe sy daar teenwoordig was, daar waar hy gemartel en gespot is. Sy was teenwoordig toe Pilatus hom oorgegee het om gekruisig te word. Maria het werklik Jesus gevolg en sy was daar toe Jesus die laaste asem uitgeblaas het en Jesus gesterf het. Dan wil ek jou aanmoedig, kom ons volg Jesus soos 'n Maria en ons moet ook radikaal Jesus volg. Dit beteken ons moet werklik alles soms op sy skuif en ons moet die Here prioriteit maak, ons moet die Here eerste stel in ons lewens. Jesus moet voorrang in ons lewens kry. Ons moet nie wag tot die tyd vir ons geleë is nie. Daar is nie ruimte vir onderhandelinge nie. Die tyd is nou. Elkeen wat nou na hierdie CD luister, God roep ons vanaand in gehoorsaamheid aan die stem en ons moet begin volg. Hy roep ons op sy voorwaardes. Jy kan nie volg wanneer dit gemaklik is nie, of wanneer jou omstandighede gunstig is nie. Nee, ons moet werklik in moeilike en in maklike tye moet ons die Here volg en moet ons hom dien vir wie en wat hy werklik is, dat hy ons koning van ons harte en lewens is en dat hy 'n werklikheid in ons lewens is. Verseker is dit elkeen se persoonlike keuse, dis 'n besluit om 'n dieper intieme verhouding met die Here te hê. Ek wil jou aanmoedig vanaand, kry Jesus sentraal in jou lewe. Laat Jesus jou sekuriteit wees. Dit is so wonderlik om die Here te volg, maar hy is ons toegang tot die troon van genade. Ons het vrymoedigheid om in sy teenwoordigheid in te beweeg. Jy geniet die beskerming van God hier op aarde. Jou oorwinning is in Jesus Christus te verkry. En ja, daar wag vir ons eendag 'n ewige heerlikheid. Die grootste geskenk wat jy seker kan kry, is die ewige heerlikheid. En Here, dis alles in U te verkry. En ek wil jou aanmoedig vanaand. Kom ons wees soos 'n Maria. Kom ons laat toe dat die Here ons lewens totaal en al verander. Here, as daar nog bindinge in mense se lewens is, dinge wat mense vashou, dan wil ek sê, maak hulle los vanaand. Maak hulle vry vanaand, soos 'n Maria. En na jy vrygemaak het, losgemaak het, kom, volg Jesus. Kies Jesus en wees 'n lewende getuie vir die naam en die saak van die Here.
Verseker wil die Here elkeen gebruik. Hy het 'n Maria gebruik. En kom ons leer vanaand iets uit God se woord uit. Kom ons vat dit en kom ons pas dit toe in ons lewens. In Jesus naam. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, dankie vir 'n aand soos hierdie, wat ons werklik om u woord kan vergader. Ek wil bid, Here, vir elkeen wat vanaand na hierdie CD geluister het. Here, ek wil bid vir hulle vrymaking, hulle losmaking. Here, kom in ons lewens totaal en al aan, verander ons lewens. En Here, na dit kies ons om u te volg. Here, ons wil naby u bly. Here, dankie vir u bloed van Jesus. Dankie dat u in beheer van ons lewens is. 'n wolk van heerlikheid. Here, ons wil daarin beweeg en ons wil onder u beskerming leef. En ek sê, Here, maak hierdie CD lewend in mense se harte en lewens. Om te besef, God se woord bestaan nie net uit dooie woorde nie. Here, ons moet werklik soos 'n Maria kan wees. 'n Kragtige getuie vir die naam en saak van die Here. En ek bid, Here, dat u mense sal begin gebruik, dat hulle sal opstaan. Here, ek wil mense aanmoedig vanaand om soos 'n Maria te wees en Jesus te volg. Amen.